Hierdie jaar fokus ons by NG Gemeente Jeffreys Bay om lig te wees en lig te leef. Wees lig, leef lig, deel lig. Goeiedag en welkom by NG Gemeente Jeffreys Bay. Ons wil graag die volgende afkondigings met julle deel. Ons jongkamp is van 14 tot 16 Maart by Eerste Rivier. Dit is nou vir al die graad 8 tot die graad 10 leerlinge. Indien jy jou kind nog nie ingeskryf het nie en graag wil, kontak gerus vir Nardis. Dan herinner ons julle aan ons weeklikse bedrywighede. Maandag in die kapel by die Kompleks Campus is daar 'n gebedsgeleentheid van 10:00 af. Enige iemand is welkom. Indien jy 'n gebedsversoek het, is jy welkom om dit te stuur na die onderstaande e-posadres. Op 'n Woensdag by die Gama se Mediateek is ons diensentrum. Tussen 8:00 en 11:00 kan jy rustig kom, jou bloeddruk lesing kom neem en saam kuier en gesels. Ook op 'n Woensdag by die Gama se saal is ons klerebutiek vanaf 9:00 tot 11:30. Hier sal jy goeie gehalte tweedehandse klere vind. Kom ondersteun hierdie bediening, want alle fondse gaan vir 'n goeie doel. En om jou week op 'n goeie noot af te eindig, maak 'n draai by Kompleks Campus op 'n Vrydag vir ons môremark. Hier sal jy heerlike eetgoed en vars gebakte pannekoek kry. Kom ondersteun die bediening. Dan op die 28ste het ons môremark hulle bekende pannekoekdag. Hier sal heerlike gevulde pannekoeke wees, soet en sout, so kom bederf jouself op daardie dag. Ons is tans in lydenstyd, 'n periode van 40 dae vanaf Aswoensdag tot Stil Saterdag. Gedurende hierdie tyd berei ons onsself voor vir Paasfees. Dit is 'n tyd van refleksie, gebed en geestelike vernuwing. Mag jy gedurende hierdie lydensperiode die versoeking, die lyding, die dood en die opstanding van Christus ervaar. Goeiedag gemeente, baie welkom by hierdie aanlyn erediens van NG Gemeente Jeffreys Bay. Van waaraf jy ook al mag inskakel, mag vandag se erediens vir jou regtig goed wees. Jy skakel in by 'n gemeente wat hulle self hier in die Oos-Kaap bevind, in Jeffreys Bay, een van die mooiste kusdorpe in ons land. En hier in Jeffreys Bay is ons 'n gemeente wat golwe van liefde en lig wil wees vir 'n wêreld en nood. En ons verkondig daardie roeping om juis ruimtes te skep waar mense skadu, groei en vrug ook kan ervaar en kan beleef. Mag jy ook deel wees van dit en mag jy ook vandag in die besonder dit ook ervaar. As gemeente is ons hier in Jeffreys Bay, bedien ons die gemeente as 'n inklusiewe gemeente wat die gemeenskap van Jeffreys Bay vanuit 3 kampusse ook bedien. Die Kompleks Campus, die Gama Campus en ook Paradysstrand Campus. En daaruit is ons ook geroep om juis sout en lig vir hierdie wêreld ook te mag wees. In hierdie dag, wanneer ons ook so by mekaar kom, is ons teksgedeelte heel eerstens as 'n fotum wat ons graag wil gebruik hier in die begin. Dis Psalm 27 vers 4 wat jy sê, een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek bly nastreef, om al die dae van my lewe in die huis van die Here te woon, om die lieflikhede van die Here te aanskou en daaroor na te dink in sy tempel. Ons het in hierdie woorde ego ons harte met die woorde om te sê, ons wat in die teenwoordigheid van die Here opsoek in elke liewe situasie van elke dag. En om in u teenwoordigheid, Here, te wees, dit wil ek graag soek en dit wil ek graag ook vind. Daarom kom groet ek jou ook in hierdie dag. Ek kom groet jou in die naam van die Vader, die naam van die Seun en die naam van die Heilige Gees. Amen. As ons hier in die begin van ons verontmoediging, Filippense 3 vers 20, om onsself net vir 'n oomblik reg in te stel, is Filippense 3 vers 20 tot 4 tot 1, juis vir ons hierdie woorde wat vir ons iets sê van ons burgerskap in God. Maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook die Here Jesus Christus as verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander om so sy verheerlikte liggaam te wees.
Daarom my broers en my susters, moet julle vas staan en getrou bly aan die Here. Maak nie saak wat nie, hierdie woorde sê dit. Ons moet vas staan en getrou bly aan die Here. Ek het julle baie lief en verlang na julle. Julle is my blydskap en my kroon. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om so aanlyn in te mag skakel en van waar af ook al hier in Suid-Afrika, dalk in die wêreld, dalk in 'n aftreeoord of ernstig waar ons onsself net vir 'n oomblik bevind om stil te word en te hoor wat U vir ons deur U woord en deur U Gees wil sê. Ons gebed is, Here, dat vandag se erediens oor U alleen mag gaan, mag U die fokuspunt, die middelpunt wees, en mag dit ons ook as mense ook los wat in vertroue ook leef, en dat U ons ook rig om al hoe meer te wees wat U vir ons in gedagte het. In Jesus naam kom bid ons dit. Amen. Ons is tans op die oomblik besig met 'n reeks, en hierdie reeks gaan juis oor weeslig, leeflig, en ons fokusvers wat ons daar gebruik het, of verse, is Matteus 11 vers 28 tot vers 30, wat sê, moeg, uitgeput, uitgebrand op godsdiens, kom na my toe. Breek weg saam met my, en jy sal jou lewe herstel. Ek sal jou wys hoe om werklik te rus, stap of wandel, saam met my en werk saam met my. Kyk hoe ek dit doen. Leer die ongedwonge ritmes van genade. Dis vir my so mooi. En dan sê hy, ek sal niks swaar of sleg op julle neerlê nie. Hou geselskap met my en jy sal leer om vry en lig te leef. En dis die direkte vertaling. En vandag spesifiek gaan ons fokus op daardie woorde, hou geselskap met my en jy sal leer om vry en lig te leef. Ons het met ons reeks oorsig verskillende temas ook hanteer. En ons begin heel in die begin waar ons vir mekaar gesê het, as jy moeg is, kom na die Here toe en hy sal jou kom herstel. En dan het ons die Sondag daarna wys my wat dit beteken om te rus, hoe lyk daardie rus? En dan ook loop en werk en kyk saam met my. Leer die ritmes van genade het ons ook hanteer. En dan ek is lig, en dan vandag se tema spesifiek die fokus vertoef, om vry te wees en om lig te wees. En ek hoop regtig dat dit ook vir jou vandag in die besonder sal kom aanspreek en vir jou hoop kom bring in jou eie situasie waarin jy jouself kom bevind. Ons leef vandag in baie onseker tye. As ons dink aan die lewe, dan dink ons die onsekere tye van groot vrees en verskillende vlakke van die lewe. Ons sien die nuusberigte, ons sien die televisie, ons hoor wat op die radio aangaan, ons sien wat op sosiale media aangaan, of wat rondom ons net gebeur, en ons besef dat ons leef in 'n tyd van uitdagings en probleme en menslike uitdagings wat ons in die gesig staar. En almal van ons het een ding in gemeen, en dit is dat ons soek vir oplossings vir al hierdie probleme wat in ons land of dalk in ons eie lewe met ons gebeur. Ons soek almal oplossings daarvoor. En meeste mense soek antwoorde om hulle vrese te besweer. Om hulle vrese minder te maak, om te sê, wat kan ek doen? Waar kan ek my hoop vind? Waar kan ek ergens op 'n manier uitkoms vind vir dit wat ek ervaar, die vrese? Sommige mense soek hulle versekering, dalk in hulle bankbalanse. Ander mense soek hulle versekering in hulle verhoudings met die mense om jou man, jou vrou, jou kinders of dalk jou familie. Sommige mense soek hulle versekering om eintlik hulle self op 'n punt te bring om te sê, ek sit my versekering en my hoop absoluut op 'n regering wat vir my uitkoms gaan bring, of dalk 'n nuwe regering in die toekoms wat vir my in die bres gaan tree en wat spesifiek hierdie situasies gaan aanspreek. Waarin plaas jy jou vertroue? Waarin plaas jy jou stukkie versekering wat jy vir die lewe soek? En jy kan ook natuurlik, spesifiek ook op ons commentsgedeeltes, hier aan die onderkant kan jy dit ook insit. Jy kan dit ook vir ons jou gebedsversoeke stuur na gebed@ngkjeffries.co.za en ons wil graag saam met jou bid, spesifiek hieroor. Waarin plaas jy jou vertroue? Waarin plaas jy jou hoop? Hoe sien jy uitkoms vir jou eie lewe en vir ons lewe onsself ook in bevind? En Psalm 27 gee vir ons so 'n mooi alternatief. Ek wil hê jy moet saam met my, as jy jou Bybel ook het, dit saam met my ook oopmaak, daarna ook kyk en spesifiek sien wat die woorde van Psalm 27
van ons ook wil sê. Ons sien die opskrif daar, die Here is my lig en my redder. Van Dawid, die Here is my lig en my redder. Vir wie sou ek bang wees? Die Here is my toevlug, vir wie sou ek vrees? As misdadigers op my afstorm om my dood te maak, my teenstanders en my vyande, dan is dit juis hulle wat struikel en val. Al sou 'n leer teen my stelling inneem, sal ek nie bang word nie. Selfs al sal die aanval op my begin, sal ek nog steeds vertroue hê. Net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Op die dag van gevaar sal die Here my wegsteek in sy huis, my veilig laat skuil in sy woonplek, my hoog op 'n rots laat staan. Ek sal in sy woonplek onder trompetgeklank my offers bring. Ek sal 'n lied sing, ek sal sing tot eer van die Here, terwyl ek neerkyk op die vyande rondom my. Luister tog na my, Here, as ek roep. Wees my genadig en verhoor my gebed. Ek onthou wat U gesê het. Julle moet my kom dien. Ek is hier om U te dien, Here. Moet U tog nie vir my verberg nie. Moet my tog nie wegstuur terwyl U tronig is nie, want U was nog altyd my hulp. Moet my tog nie verstoot en verlaat nie, want U alleen is die God wat my red. Al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my onder sy sorg neem. Leer my U wil, Here, en lei my op 'n gelyk pad, sodat my vyande nie hulle sin kry nie. Moet my tog nie oorgee aan die vernyn van my teenstanders nie, want daar staan vals getuies teenoor my en hulle blaas geweld teen my aan. As ek daarom nie geglo het dat ek die goedheid van die Here sal sien in die land van die lewendes nie. Vertrou op die Here, wees sterk en hou goeie moed. Ja, vertrou op die Here. Tot sover. Psalm 27 is so 'n mooi, kragtige teks wat vir ons 'n ander alternatief vir die grondslag van geloof vir al ons vrese in hierdie lewe kan help oorkom. Ons is tans op die oomblik in lydenstyd en die gelowiges word opgeroep in hierdie tyd. Ek en jy word opgeroep in hierdie tyd om ons vertroue in God te kom herstel te midde van ons aanvegtings, die dinge wat met ons gebeur, die teenspoed, wat oor ons paaie ook kom. Om geloof te hê wat steeds te midde van die God kan bly vertrou. En wanneer ons hierdie teks sien, dan besef ons eintlik dat heel eerstens uit hierdie teks uit sien ons 'n stukkie geloofsvertroue wat ons het. En dit is 'n psalm waaruit geloofsvertroue uitspreek vir elkeen van ons. Die psalmdigter begin by lofprysing heel in die begin en dan van daar af gaan hy oor na bepeinsing en dan gaan hy verder na lofprysing. So lofprysing, bepeinsing, my ervarings, my belewennisse en dan weer terug na daardie lofprysing wat hy heel in die begin ervaar het. Die eerste paar verse beskryf die digter se vertroue in God. Hy begin deur God met 3 eienskappe te beskryf. Hy sê dat God is lig, God is heil en God is 'n toevlug vir hom. As God dan sy lig en sy heil is, vir wie sou hy inderdaad vrees? Dit is die vraag wat hy vra. Selfs vir die vreeslike vyand, en dit is die dood wat Dawid soveel keer in sy lewe ervaar het. Selfs al kyk hy na die dood en staar hy die dood in die oë, besef hy eintlik in 'n mate sy stoffelikheid, sy verganklikheid, en dat hy hoef nie bang te wees, selfs vir dit nie. Selfs al is die hele wêreld teen Dawid, sê Dawid, gaan my hart nie vrees nie. Nogtans sal ek op God vertrou. Dit laat my nogal dink aan dit wat Job ook op 'n tyd geskryf het, om te sê, maak nie saak wat in my lewe gebeur nie, nogtans sal ek in die Here jubel, nogtans sal ek vertroue hê in die Here, en is hy die een wat vir my deurkom in die mees moeilikste tye, in tye wat ek nie weet wat se kant toe nie. En my vraag is dit omrede Dawid self sterk is, dat hy hierdie woorde kan skryf? Die antwoord is nee. Die antwoord is eerder omdat God so sterk is. Die Here alleen is my bron en my krag. By hom alleen is ek veilig en by hom alleen kan ek veilig vir my eie lewe. Vriende, in 'n wêreld waar ons daagliks met onsekerhede gekonfronteer word, met siekte, dalk het daar ernstig in jou lewe dalk siekte ingekom. Dalk het jy misdaad al beleef, geweld, korrupsie. Dalk sit jy in 'n gemeenskap wat uitmekaar uitval.
Ek weet nie wat op hierdie oomblik dit is wat in jou lewe gebeur, wat maak het jy met vrees, dalk finansiëel, dalk polities van aard as jy dit sien, hoe dit lyk in hierdie wêreld van vandag, en jy weet nie wat die dag van môre mag bring nie. As ons hierdie woorde hoor vir ons eie situasies, het ek en jy een van twee keuses. Die eerste ene, en ons het 'n keuse om te maak tussen een of twee. Die eerste keuse is natuurlik om te sê, om deur die onbekende oorval te word en met vrees te leef elke oomblik van elke dag. Of ons kan kies om ons vertroue te midde van ons vrese en ons storms in God se beloftes en sy vertroue, die vertroue wat ons in hom het, daaraan vashou. Vrees is 'n menslike emosie wat elkeen van ons dalk op 'n daaglikse basis ervaar. Wat ons almal bedreig. Vrees is deel van ons lewe, dis deel van ons stories. En om ons vertroue en ons dit bring eintlik dat ons vertroue en ons gasvryheid en ons menswees eintlik heeltemal verloor, want ons vrese word naderhand ons denke en kom steel soveel lewensvreugde in ons binneste, dat ek en jy naderhand net kan vaskyk in die vrese wat voor ons is, of in ons is. Die psalmdigter herinner ons juist dat as ons dit beleef, dat daar net een weg is om te kies, naamlik om God te vertrou en om hom ook die een te maak wat die redder van ons lewens is, die een wat ons deur alles kom dra, die een wat weet waar ons is en wat ons daar kom ontmoet in die tye wat ons die meeste, die nodigste is. Dit laat my dink aan in die tuin van Getsemane, wat jy sê, maar Vader, ek is doodsbenoud vir dit wat gebeur. Jesus self het daardie vrees beleef. Maar hy sit sy vertroue, hy deel dit met die Here en hy sit sy vertroue en sy uitkoms in die Vader se hand. Ons sien in hierdie psalmgedeelte angs en onrus. In vers 7 staan daar, luister tog my Here, wees my genadig en verhoor. So eens op 'n tyd was daar lofprys. Volgende oomblik kom Dawid en hy kom skryf hierdie woorde. Daardie man was eens wat vol vertroue was, kom eintlik in hierdie gedeelte en dan kan hy sê, ek wil graag oor hierdie rus vind. Hy klink nou angstig, hy klink onrustig. Sy sekerheid verander na onsekerheid. Sy lofprysing kom vir 'n oomblik in twyfel. Sy vertroue word deur vrees verteer. En hy voel vir 'n oomblik dat God is ver. Het jy al dalk so gevoel? Hy voel asof God hom verlaat het. En dan is hierdie psalmdigter se gebed moedig ons aan om aan te hou bid, al lyk dit hoe donker. Om te vertrou, om te wees en om moed te hou, is die belangrike deel van 'n mens se geestelike lewe. Die versekering wat ons kry in hierdie oorgee en vir die Here sê, maar Here, hier is my vrese, dit is wat in my lewe gebeur. Bring ons op 'n plek waar ons weet dat die Here ons nie verlaat nie. Al verlaat mense ons, soveel kere al in jou lewe, of in my lewe het dit al gebeur, dat mense ons verlaat, of dat verhoudings nie uitwerk nie, of wat ons baie keer voel dat mense ons in die rug steek, of valse getuienis aflewer, of negatiewe stories, of kinderstories oor ons vertel. Wel, God doen dit nooit. Hy is die een, hierdie psalmdigter leer ons, om te smag om in verhouding met die Here te leef, is ons enigste uitkoms wat ons het. En ek wil vir jou 'n vraag vra vanoggend, wanneer laas het jy gesmag om in 'n verhouding, om in so in 'n diepte verhouding met die Here te staan, dat dit alles wat jy soek, want jy weet by hom kan jy rus vind en vrede vind vir die res van en daaruit, daai verhouding met God, spruit elke liewe ander verhouding ook uit. Jou manier van leef, jou keuses wat jy maak. En dan natuurlik ook, dat ek en jy ons vrese ook na die Here toe kan vat en sê, maar Here, hierdie is my vrese, dis wat ek beleef, maar ek weet by U en in U het ek vrede en het ek rustigheid. Ons sien in hierdie gedeelte die vrede by God. Vers 4 sê juis, net een ding het ek van die Here gevra en dit sal ek najaag, dat ek my hele lewe lank in sy huis mag woon, om sy goedheid te belewe en daaroor na te dink in sy tempel. Vriende, elkeen wat sy toevlug tot die God ontneem, wat in sy huis sy aangesig soek, wat begeer om by hom te woon en by hom te skuil, vind alleen vrede by hom, soos wat Dawid dit ook baie mooi vir ons uitdruk. Van die Here word Dawid bewus van sy eie duisternis en tekortkominge en sy eie sondige natuur. Wanneer ons in 'n verhouding met die Here leef, in die lig
leef, dan besef ons eie verganklikheid, ons eie nietigheid, en kan ons besef, wat is daar in my lewe wat skeiding maak, wat op hierdie oomblik daar is, wat duisternis bring, en my eie sondige lewe. En as ons kyk na Dawid se woorde, hy sê, vriende, geen mens het die reg om by God te deel nie. Hy sê eintlik dat geen mens verdien eintlik om God se goedheid in 'n land van die lewendes te ervaar en te sien nie. En dan sê hy, maar ons verdien dat die Here ons eintlik vir 'n oomblik net wegstoot van sy aangesig. Hy sê eintlik dat die Here ons vir 'n oomblik uit die vir ewig wysheid gaan verwyder. Dis wat Dawid eintlik hier ook sê, en baie keer voel dit vir ons ook dalk so. En dan natuurlik ook aan sy vyande oorgee, want dit is wat hy voel. As Christene en as gelowiges in die Here, moet ons ook smag na God. Smag vir geleenthede om sy teenwoordigheid op te soek en daarin te staan en ook daarin te leef. Ons sien dan ook in hierdie teksgedeelte twee goed, aksie of rus. Dis een van hierdie twee. En dit gaan oor die kerk van Jesus Christus. Dit gaan vir my oor ons as 'n gemeente, of die gemeente waar jy jouself in bevind, of 'n geloofsgemeenskap. Die kerk van vandag word soms ervaar as bloot korf. 'n Bijenkorf van aktiwiteite en programme en verantwoordelikhede, en ons hardloop van een plek na die volgende. Soveel mense lei vandag stresvolle lewens en is uitgebrand as gevolg van 'n gejaag. En partykeer is dit ook 'n gejaag na wind. Wat kan ons doen om die kerk, wat kan ons doen om die lewe waarin ons leef weer soos 'n tempel te laat voel, waar daar plek rus, 'n oase om die gedagtes van die hart te kom verkoop en te kom verfris. Wat kan ek en jy doen dat dit weer herstel kan word? Een van lydenstyd se dissiplines is juis meditasie, om te word voor die Here en terug te dink oor ons lewenspad tot hier, te pyn woord na sy teenwoordigheid, om daarna te smag. Mag die kerk waar ek en jy aanbid en waar ek en jy deel van is, 'n plek word waar ons kan moed skep en rus kan vind, en mag ons ook deel hê daaraan om dit al hoe meer te kan skep. Mag ons koppe kan sodat ons bo die gebrokenheid, die skande en die seer kry kan uitstyg en weer deur die lewe wals en kan dans en dit geniet en saam vreugde kan beleef. Mag ons die kerk maak dat dit 'n skuilplek mag wees onder God se vlerke alleen. Dit ten spyte van die sondigheid, ten spyte van die gebrokenheid, mag ons as kerk meer genesing georiënteerd wees, as program georiënteerd. En dan sien ek in hierdie teksgedeelte 'n baie belangrike, en dit is onverdiende genade. Hierdie Psalm leer ons hoe nader 'n mens aan die Here leef, dieper word jou insig oor jou eie sonde, oor jou eie gebrokenheid, as ook jou eie menswees. Dawid besef, hy's niks, en hy het niks om op te roem nie. As hy kyk na sy lewe, besef hy dat hy is hierdie klein nietige mens, en God is hierdie groot God, wat oor hom kyk, en na hom omsien, en vir Dawid die eer gee, en hom kroon om te heers oor die skepping, soos wat ons in Psalm 8 ook van lees. Dawid word heeltemal op sy geloof in God se genade teruggegooi. En hy sê eintlik hierso dat die feit dat hy by God mag skuil, dat God vir hom 'n skuilplek wil gee, dat die oorwinning oor sy doodsvyande sal kom gee. En dit is genade alleen, onverdiend, deur Christus alleen verdiend. Ons kan alleen maar ons toevlug tot God van genade neem. Vers 14 mooi, wag op die Here, wees sterk en laat jou hart sterk wees. Ja, wag op die Here. God se woord roep ons om die Here ons toevlug van ons lewe te maak, om 'n skuilplek in sy huis te gaan soek, om die lewe by hom te soek, in sy kerk, in sy woord, onder leiding van sy gees. Vriende, in ons eie skuld, in ons eie magteloosheid, ontdek ons dit. Ons sien waar God se genade alleen oorbly, en die genade is genoeg. Dit beloof die woord van God ook. En dan sien ons ook, op God alleen is hierdie teks gebaseer. Lydenstyd is 'n tyd waarin ons elkeen met diepe vrae oor ons geloof gekonfronteer word.
En mag jy ook in hierdie lydenstyd dit ook vir jouself afvra. Hoe lyk my geloofslewe? Hoe lyk die diepte daarvan? Ons kan ons vrese van ons verlede herleef of herhaal, of ons kan genoeg God vertrou vir 'n nuwe begin. Wat is die antwoord en wat is dit wat jy na soek? Wil jy graag jou verlede herleef en ook herhaal, die vrese van die verlede en van dit wat ons tans op hierdie oomblik mag beleef? Of wil ons vertroue in God alleen stel vir 'n nuwe begin, vir die manier hoe ek dink en die manier hoe ek leef? God reik na ons toe uit. Is ons dapper genoeg? Dapper om ons arms uit te strek en om te antwoord en te sê, Here, hier is ek, maak met my, kom verander my, doen met my wat U wil, sodat ek met positiwiteit ook kan leef elke oomblik van elke dag. Hierdie Psalm nooi ons om ons geloof in God te behou. Hy sal ons nie verlaat nie. Maak nie saak wat met ons gebeur nie. 'n lewe sonder vrees is nie moontlik nie. Maar geloof vra dat ons vertroue in God plaas. Maar geloof vra 'n skuilplek alleen by God en daarin vind ons vrede en vertroue en rustigheid. Psalm 27 herinner my en jou in hierdie dag om in verhouding met God te staan. Die krag van God se lig te ervaar. 'n Uitnodiging om in daardie lig te lewe. Dit is 'n oproep, nie deur vrees of donkerte te oorweldig nie, maar God se teenwoordigheid elke oomblik van elke dag te soek en hom te vertrou en te hoop in sy goedheid. Wanneer ons in die lig van sy liefde leef, sal ons die vreugde en vrede ervaar wat net hy kan gee. Weer terug by ons fokusteks vir hierdie reeks. Heel aan die einde, hou geselskap met my. Dit beteken om in so 'n diepte verhouding met die Here te leef, soos wat Dawid het. En dan ook sal jy leer hoe om vry te wees en jy sal leer hoe om lig te leef. Mag ek en jy dit ook ervaar vir ons eie lewens in die plekke waar ons onsself bevind. Amen. Here, baie dankie dat ons ook vandag kan hoor dat ons net soos Dawid ons vertroue op U kan stel. U is die een wat uitkoms gee. U is die een wat alles ken en alles weet. Partykeer gebeur dit, Here, dat ons lewens begin en dat ons partykeer in 'n fase en 'n seisoen van lofprysing is. Dan kom daar baie keer vrese en die lewe gebeur met ons almal, storms gebeur. En Here, dan is ons in daardie plek waar ons vir 'n oomblik net wil vashou aan U vertroue, aan die uitkoms wat U alleen wil gee. Hierdie psalmgedeelte help ons vanoggend en vandag om iets daarvan te kan beleef. Here, help ons sodat ons weer van daardie storms kan oorgaan na vertroue en vertroue alleen in U. Here, dankie dat ons ook weet dat U vir ons goed is ook daarin, dat U vir ons die paaie vooruit gaan en soos wat U beloftes vir Dawid ook daar was, sal dit vir ons ook elke oomblik daar wees. Dankie ook daarvoor en dankie dat ons U kan vertrou, want U alleen is ons uitkoms, ons hoop en ons vertroue. In Jesus naam kom bid ons dit. Amen. Jy kan ook nou die Here ook dien met die liefdesoffers, dit gaan ook op die skerm nou verskyn. Baie dankie dat jy NG Gemeente Jeffreys Bay in staat stel om ook 'n verskil te kan maak deur die bydraes en die offergawes wat jy ook op hierdie manier, hierdie gemeente ook in staat stel om te kan gebruik vir die opbou en die uitbou van God se koninkryk. Vriende, mag ek en jy die seën van die Here ontvang. Die Here is jou lig en jou redder. Moenie bang wees nie. Die Here is jou toevlug. Moenie vrees nie. Vertrou op die Here. Wees sterk en hou goeie moed. Amen.